So in Filippense 1, hoort jy hopelik oop te wees nou al. Nou ek wil vir jou vra, as ons begin, wat is jou passie? Wat is dit waaroor jy droom, wanneer jy wakker is, dagdroom? Wat hoop jy, sal jy met jou lewe bereik? Wat is jou doel? En is jy seker, jy sal daai passie kan vervul? Jy sal daai droom behaal, dat daai hoop nie sal beskaam nie. Sal jy suksesvol wees? Met hierdie goeders waarvoor jy mik. Dit is die vraag wat ons vandag na kyk, en dit is die vraag wat ons 2 weke terug begin het, uit hierdie gedeelte uit. 2 weke terug het ons begin by vers 12 van hoofstuk 1, en ons het hierdie gedeelte begin wat tot by vers 26 gaan. En ons het gesê dat in hierdie gedeelte is Paulus besig om vir hulle te skryf, en hy sê vir hulle, hier is die nuus, hier is hoe dit gaan met my, hier is wat besig om te gebeur, hier is my omstandighede. En hy begin daar met die verlede, alles wat gebeur het in die verlede tot op daai stadium, dis wat ons laas na gekyk het, vanaf vers 12 tot 18b, in die middel van vers 18. En Paulus se opsomming oor hierdie verlede, en sy huidige omstandighede, is dat daar is rede om bly te wees, as rede vir blydskap. Hy sê in die middel van vers 18, hierin verbly ek my. So daar is blydskap oor die verlede en sy omstandighede. En die rede hoekom Paulus bly is omdat die evangelie word bevorder. Paulus is bly want sy drome, sy passie, dit waarvoor hy lewe, is besig om te gebeur, die evangelie versprei. En dit maak hom bly. So daar is vooruitgang. Hierdie is 'n suksesverhaal, daar is sukses. Maar aan die einde van vers 18 skuif Paulus van die geskiedenis in sy huidige omstandighede, skuif hy sy fokus na die toekoms toe. Daar heel aan die einde, kyk na die laaste stukkie in vers 18, hy sê, en sal in die toekoms ek my ook verbly. So nou gaan kyk Paulus na die toekoms toe, en sy evaluasie van die toekoms is ook blydskap. Daar's rede om oor die toekoms bly te wees. So hy is nie net bly oor die verlede en sy omstandighede nie, maar selfs ook oor die toekoms. Hy is seker, hierdie toekoms gaan ook suksesvol wees. En dit bring ons by ons opskrif wat ons laas keer begin het en vandag hanteer. Hoe om as 'n Christen suksesvol te wees, sodat jy werklike vreugde kan ervaar. En laas week het ons die eerste antwoord gegee. Die eerste antwoord is lewe vir die bevordering van die evangelie. Ons het dit gesien vanaf vers 12 tot vers 18b. En vandag gaan ons dus verder, vanaf vers 19 aan. So kom ons kyk nou na die laaste stukkie van vers 18 tot vers 26. En ons lees dit saam. Paulus skryf, en sal ek my ook verbly, vers 19, want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Christus, Jesus Christus, my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou, en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees
in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. So in vers 19 tot 21 sien ons die tweede antwoord. So in daai 3 verse sien ons die tweede antwoord op die vraag hoe om as 'n Christen suksesvol te wees, sodat jy werklike blydskap sal hê. En die antwoord is: lewe vir die verheerliking van Christus. Of as jy dit net korter wil sê, lewe vir Christus. Lewe vir Christus. Paulus sê aan die einde van vers 18 dat hy sal homself verbly. Maar hoekom sal Paulus in die toekoms homself verbly? Hoekom kan hy seker wees? Wel in vers 19 en 20 gee Paulus vir ons die antwoord hoekom hy homself beslis sal verbly in die toekoms. Vers 19 begin met die woord want. So hy gee vir ons 'n rede en dan skryf hy want ek weet. Want ek weet. Daar is iets wat Paulus weet wat maak dat hy seker is hy sal bly wees in die toekoms. Nou wat weet Paulus en hoekom kan hy dan so seker wees? Hoekom kan hy so seker wees oor hierdie ding wat hy weet? Kom ons kyk verder na vers 19. Dit sê want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. So Paulus weet dat dit my tot heil sal strek. Nou moet ons vra, waarna verwys Paulus as hy sê dit? Hy spel dit nie als vir ons uit nie. Waaraan dink Paulus as hy skryf dat dit sal tot my heil strek? Want dit verwys na Paulus se omstandighede en dit wys na dit wat hy nou net vir hulle oor geskryf het. Dit verwys na hy wat 'n gevangene is. Dit verwys na die evangelie wat besig is om te versprei onder die keiserlike wag. Dit verwys na die evangelie wat verkondig word deur ander Christene as gevolg van die feit dat hy in gevangenskap is. Van hulle doen dit uit goeie motiewe, van hulle doen dit uit slegte motiewe. Soos ons 2 weke terug gesien het. En dit verwys ook na sy verhoor binnekort voor die Romeinse hof. Die keiserlike hof. Hierdie verhoor het al klaar tot 'n mate begin. Hulle het heel moontlik al klaar inligting gekry van hom af. So dit alles weet Paulus sal tot sy heil strek. Maar hoe kan Paulus so seker wees? Hoe kan hy beslis weet hierdie sal tot sy heil strek? Nou die antwoord lê in die woord heil. Daai woord heil. Die 83 het dit vertaal as redding. Die meerderheid, nie al die Engelse vertalings nie, maar die meerderheid van die Engelse vertalings het dit as deliverance. Deliverance. Die Grieks, is vir die van julle wat 'n sistematiese teologie in julle hand al vasgehou het, gaan dit so 'n bietjie help. Die res van julle gaan hierdie woord nie so baie help nie. Die Grieks is soteria. Soteria. Dis waar die teologiese woord soteriologie vandaan kom. En daai woord soteriologie beteken die studie van redding. So die woord soteria beteken redding. Dit gaan oor redding. Dis wat daai woord beteken. Maar nou moet ons vra, wat 'n tipe van redding praat Paulus hier van in hierdie gedeelte? Hierdie woord, soteria, word soms gebruik vir fisiese redding. Nie baie gereeld nie, maar dit word soms so gebruik. As dit is hoe Paulus dit hier gebruik, dan bedoel Paulus, ek gaan vrykom uit hierdie hofsaak uit, ek gaan bevry word daarvan en ek sal nie tot die dood veroordeel word nie. Maar daar is ten minste 2 redes hoekom dit nie die manier is hoe Paulus dit hier gebruik nie. En dis die manier hoe Engelse vertalings dit vertaal het deliverance, wat vir jou die idee gee van jy word bevry van iets, nie die beste manier is om te vertaal nie. So 2 redes hoekom dit nie praat van fisiese bevryding nie. Eerstens, Paulus sê aan die einde van vers 20, kyk aan na die einde van vers 20, of dit deur die lewe of deur die dood is. So Paulus dink, daar is die moontlikheid dat hy tot die dood toe sal veroordeel word, dat hy kan doodgaan. So dan kan hy dus nie seker wees, hy sal fisies gered word nie.
Die woord kan dus nie so gebruik word nie. Dis die eerste rede. Tweede rede. Paulus gebruik hierdie woordgroep meer as 60 keer in sy briewe. Nie een keer is daar 'n duidelike plek waar hy praat van fisiese redding nie. Nie een keer nie. So die konteks hierso sal baie duidelik moet wees as jy wil sê Paulus gebruik hierdie woord om te praat van fisiese redding en die konteks is teen dit. So dit kan nie praat van fisiese redding nie. Dis gebruik Paulus hierdie woord vir geestelike redding. Geestelike redding. Okay, so nou weet ons. Praat nie van fisiese redding hier nie. Dit praat van geestelike redding. Maar ons is nog nie klaar met hierdie woord nie. Nog nie klaar met hierdie woord nie. Want in sy briewe praat Paulus van redding op 3 verskillende maniere. Of ten opsigte van 3 verskillende tydaspekte. Mens kan dit so beskryf. Ons is gered, ons word gered, ons sal gered word. Ons is gered, ons word gered, ons sal gered word. Kom ek verduidelik. Eerstens kan redding verwys na dit wat alreeds gebeur het. Ons is gered van die oordeel van sonde. Ons word gered ook van die slawerny van sonde. Ons is nie meer sonde se slaaf nie. Efesiërs 2 vers 8 verwys na daai verlede aspek. Want uit genade is julle gered. Julle is reeds gered. Deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. So hier is redding, die manier hoe jy hierdie woord dan gebruik, as jy verwys na die verlede aspek, is gelykstaande aan regverdiging. God wat jou regverdig verklaar. In die Engels, justification. Justification. Ons staan nie meer onder God se oordeel nie, ons is deur God reg verklaar voor hom. Reg verklaar voor God, deur God. So dis die eerste manier hoe hierdie woord gebruik word deur Paulus. Tweede manier, kan redding verwys na dit wat nog besig is om te gebeur in iemand wat alreeds gered is se lewe. Heiliglik, wat gebeur nou in sy lewe? Ons word gered van die mag van sonde. So die eerste een was van die oordeel van sonde en die slawerny van sonde, nou word ons gered van die mag van sonde. 1 Korintiërs 1:18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, ons wat besig is om gered te word, is dit die krag van God. Hierdie redding is 'n aanhoudende gebeurtenis. Die eerste ene was 'n eenmalige, voltooide gebeurtenis. Hierdie is 'n aanhoudende gebeurtenis. Ons word stukkie vir stukkie meer heilig gemaak, soos Jesus. So hierdie is dus heiligmaking. Die eerste een verwys na regverdiging, hierdie is heiligmaking. Sanctification in Engels. Derdens kan redding verwys na ons finale redding in die toekoms. Dit kyk vorentoe. Ons word dan gered van die teenwoordigheid van sonde. Eerste ene, slawerny van sonde, oordeel van sonde. Tweede ene, die mag van sonde, ons word meer heilig. Derde ene, van die teenwoordigheid van sonde. Romeine 13 vers 11 maak dit baie duidelik. En dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want hier is die punt, die saligheid, daai is presies dieselfde woord, soteria in die Grieks, die redding is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. So hy kan nie praat van regverdigmaking, hy praat ook nie van heiligmaking, hy praat van verheerliking, dit wat in die toekoms gaan gebeur. Hier is nog 'n voorbeeld. Romeine 5 vers 9 en 10. Veel meer dan sal ons in die toekoms, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. So ons is klaar geregverdig, ons sal in die toekoms gered word, finale redding. Vers 10. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met hom versoen is, deur die dood van sy seun, ons is reeds versoen, veel meer sal ons in die toekoms deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is.
Ons is reeds geregverdig, ons is reeds versoen, ons sal in die toekoms volkome gered word. Hierdie is dus die finale redding van oordeel en van die teenwoordigheid van sonde. Hierdie is, een woord, verheerliking. So die eerste een was regverdiging, heiligmaking, hierdie is verheerliking. In Engels, glorification. Ons is gered, ons word gered, ons sal gered word in die toekoms. Ons is gered van die oordeel van sonde, ons word gered van die mag van sonde en ons sal gered word van die teenwoordigheid van sonde. Ons is geregverdig, ons word geheilig, ons gaan verheerlik word. En hier is 'n ander manier om dit voor te stel, bietjie meer van 'n visuele manier. Ons kan dit so voorstel: redding, redding, redding. As redding wat gebeur, justification, regverdiging, redding, heiligmaking, proses, finale redding, verheerliking. Dis die manier hoe Paulus hierdie woord gebruik, op al drie daai maniere. En gereeld gebruik Paulus die woord om die hele pakket voor te stel. Almal van hulle. Hier is 'n voorbeeld daarvan, Romeine 1 vers 16. Romeine 1:16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hy bedoel, deur die evangelie en deur God se krag word mense totaal en al volkome gered. Alles, die hele pakket. So partykeer gebruik Paulus dit net vir die een, dan twee, dan drie of almal van hulle. Nou weer terug na ons teks toe. Ek kan nou net vir julle genoeg informasie gegee sodat ons nou die teks kan verstaan. Paulus praat hier nie van fisiese redding nie, dit weet ons, maar van geestelike redding. Nou is die vraag, wat se een van daai drie tydaspekte het hy in gedagte wanneer hy skryf, ek weet hierdie sal lei tot my redding? Waarvan praat hy? Wel, dit kan nie praat van die verlede nie, van regverdiging, dit het reeds gebeur in Paulus se lewe, en hy praat hier van die toekoms. Dit kan ook nie praat van heiligmakings in sy lewe nie, want Paulus dink hierdie kan selfs gebeur deur sy dood. So hierdie is nie net die aanhoudende proses nie, hy dink hierdie is moontlik selfs van sy dood gaan. So dit moet praat van finale redding. Van redding op die oordeelsdag. So dit praat van verheerliking. Hierdie sal lei tot my verheerliking. En hierdie interpretasie, om te sê redding hierso verwys na die finale redding van verheerliking eendag voor God, hierdie interpretasie stem ooreen met die gedeelte waarvan Paulus sy woorde kry. Wat jy moontlik nie geweet het nie, is dat daai woorde in vers 19, dat dit tot my heil sal strek, is 'n woord vir woord aanhaling. Dis nie Paulus se woorde daai nie. Dis Job se woorde. Paulus haal dit aan van Job af. Hy kry dit uit Job 13 vers 16. Woord vir woord uit die Grieks, presies net so. In die Griekse vertaling van die Ou Testament. En in Job 13 maak Job dit duidelik dat selfs al maak God hom dood, sal hy aanhou bly vertrou op God en sal hy voor God staan en sal hy geregverdig word of wees voor God. So Job praat dus van redding na die dood, finale redding. En Paulus gebruik Job se woorde op presies dieselfde manier hierso. Hy fokus op die redding aan die einde. So nou gaan ons dit alles, want ons gaan nou almal alles met bymekaar sit. So Paulus is seker dat hy gered sal word. Hy is seker dat die huidige omstandighede sal lei tot sy finale redding en verheerliking. Selfs al gaan hy binnekort voor 'n hof staan en mag hy dalk doodgemaak word. Hy is seker van sy finale redding. En nou wil ek vir jou vra, is jy seker van jou finale redding? Kan jy maar vandag doodgaan? Is jy seker jy sal gered word? Sal jy voor God kan staan as gevolg van Jesus Christus se werk in jou plek? Het jy redding? En as jy nie het nie,
Gaan maak seker. Kom praat met my, praat met Mani, praat met enige iemand hierso wat met jou die evangelie sal deel. So Paulus sê, ek weet hierdie sal lei tot my finale redding, maar Paulus is nie fatalisties nie. Hy is nie, hy sê nie, wel, ek weet mos ek sal gered word. Dit is voldoende, dit is gedoen. En daarom kan ek maar net lewe soos wat ek wil. Ek kan maar net doen wat ek wil. Nee, Paulus weet dat al hoe hy seker kan wees, hy sal gered word in die toekoms, is as hy besig is om nou gered te word. Luister mooi. Paulus is seker, hy sal gered word in die toekoms. Die enigste manier hoe hy kan seker wees, hy sal gered word in die toekoms, is hy is besig om nou gered te word. Of om dit anders te stel, hoe weet jy is geregverdig? En hoe weet jy sal verheerlik word eendag? Net as jy nou besig is om heilig gemaak te word. As jy nou die pad van gehoorsaamheid stap. Net as God besig is om in en deur jou te werk, kan jy verseker wees dat God hierdie werk begin en hy sal die werk dan voltooi. As God die goeie werk in jou begin het, sal hy dit volbring aan die einde. So as jy nou in die middel nie redding sien nie, dan het dit nie begin nie en sal dit nie voltooi wees nie. Wat Paulus doen hierso, hy's besig om vers 6 van Filippense 1, omdat ek juis hierop vertrou dat hy God 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig op die dag van Jesus Christus. Hy's besig om te sê, dis waar in my lewe. Hy pas dit om homself toe. Hoekom? Want hy kan sien, God werk nou in hom. In hierdie huidige omstandighede. Daarom kan Paulus sê, ek weet, dit wat nou besig is om te gebeur, hierdie omstandighede, ek wat in die tronk is, maar nog steeds gebruik God my, die evangelie versprei, hy gebruik my, dat ander gelowiges die evangelie verkondig, en in hierdie swaar omstandighede, volhard ek, en ek bly blymoedig, daarom weet ek sal gered word. Hy het die werk in my begin, hy is besig om die werk te doen, hy sal dit volëindig. Of om 'n ander teks te vat wat hy ook toepas, Romeine 5 vers 3 tot 5a. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, swaar kry, moeilike omstandighede, Paulus omstandighede. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid, of die 83, volharding werk. En die lydsaamheid beproefdheid, egtheid van geloof, ander manier om dit te sê. En die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie. So hoekom is Paulus seker? Want hy kan sien hoe God nou in hom werk, en dus het God die werk begin, en sal God die werk voltooi. En hierdie werk van God in hom, wat sal eindig in sy finale redding, kom deur. God gebruik goeders om dit te doen, kom deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus. Dis wat hy sê, dit kom deur julle gebed. En daai woord gebed is weer eens, is nie die algemene woord vir gebed nie. Dit is gebed waar jy vir 'n spesifieke behoefte van iemand anders te voorbid. In vers 4 het Paulus vir hulle behoeftes gebid. Dieselfde woord wat daar gebruik word. En nou gaan hulle bid vir Paulus se behoefte. Maar daar's iets snaaks aan daai woord. Kyk mooi na dit. Dit sê nie in julle, deur julle gebede nie. Dit sê deur julle gebed. Enkelvoud. Hoekom? Het hulle dan net een keer vir hom gebid? Nee. Hulle het klomp kere vir hom gebid. Tuurlik het hulle klomp kere vir hom gebid. Maar van Paulus se perspektief af is daar net een behoefte wat saak maak, waarvoor hulle hoef te bid. Deur julle gebed vir daai een behoefte. Onthou, hier is nie die algemene woord vir gebed nie, dit is gebed vir behoefte. Ek het net een behoefte waarvoor jy eintlik kan bid. Wat vir my belangrik is. Wat my saak maak.
En wat is daai behoefte vir Paulus? Dat Paulus getrou sal bly om Christus te verheerlik. Getrouheid om Christus te verheerlik. Dit is Paulus se verlange, dis wat hy skryf in vers 20. Dit is sy hoop, dit is sy behoefte, dis wat hy wil hê. Vir Paulus is die verheerliking van Jesus in sy lewe die enigste behoefte wat belangrik genoeg is om eintlik voor te bid. Daar's net een behoefte, een gebed. En omdat dit Paulus se doel is, getrou om Christus te verheerlik, dit is sy doel, dit is sy passie, weet hy sal suksesvol wees. Hy sal suksesvol wees. Hy sal gered word en hy sal Jesus verheerlik. Hoe kan hy dit weet? Want dis God se plan. God verheerlik vir Jesus. Kolossense 1 vers 16 en daar's soveel verse wat ons na toe kan gaan. Want in hom, Jesus, is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Daai is 'n lang manier om te sê alles. En dan sê hy alle dinge. Alles is gemaak met een doel. Dit is gemaak deur hom en tot hom geskape. Alles is gemaak tot Christus. Hy praat van Jesus. Tot sy verheerliking. Dit is God se plan met alles. En God sal hierdie gebed van hulle vir hom om getrou te bly om Jesus te verheerlik, sal hy antwoord, want dis waarvoor Jesus gebid het. Kyk hierna. Johannes 17 vers 1. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Jesus bid nou. Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Jesus bid vir sy eie verheerliking. Vers 5. En nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek gehad het voordat die wêreld was. Vers 24. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het. Sodat hulle ook my kan verheerlik, want hulle sien my heerlikheid. Omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wêreld. God se passie, Jesus se passie, en droom, en doel, is Jesus se verheerliking. Dis God se passie, en dus sal dit gebeur, en dus sal jy suksesvol wees as dit jou passie, jou droom, jou doel is vir jou lewe, soos Paulus. Paulus weet, God se doel is Jesus se verheerliking. Dus weet hy ook, God sal hierdie gebed van hulle gebruik tot sy redding, tot sy finale redding. Hy sal dit verhoor. Maar dis nie net deur hulle gebed wat sy redding gaan kom nie, sy finale redding nie. Dit is ook deur die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus. Wat hy daar sê, deur die ondersteuning van die Gees. Paulus weet ook dat die Gees wat in hom is, Jesus sal verheerlik. Johannes 16 vers 14. En hy, die Heilige Gees, sal my verheerlik. Dis waarvoor hy gestuur word. Omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. So hy weet die Gees sal hom help om getrou te bly en Jesus te verheerlik. En as hy getrou bly nou, dan is dit 'n bewys dat sy redding eendag beslis sal gebeur. So Paulus sê, omdat ek die Gees in my het, sal ek Jesus verheerlik en sal ek dus finaal gered word. En in vers 20 gaan Paulus en dan verduidelik hy meer oor hierdie redding, oor wat hy in gedagte het met hierdie redding. En kyk, hy begin af vers 20 met volgens. Ek sal gered word, volgens, en dan verduidelik hy dit. Volgens, vers 20, my reikhalsende verwagting en hoop. Junior, daar's vir jou 'n groot woord, reikhalsende verwagting. Alhoewel beteken vurig, sterk. Dis die idee daarvan, 'n vurige, sterk verwagting en hoop. Bybelse hoop is nie 'n hoop so nie.
Dis nie iets wat onseker is nie. Dis nie, jy weet, ek hoop dit gaan môre 'n bietjie reën nie. Bybelshoop is waar jy hoop vir iets wat jy nog nie het nie, maar jy is seker jy sal dit kry. Dit is 'n sekere afwagting. Jy wag af voor jy het dit nog nie, maar jy is seker jy sal dit kry. 'n Sekere afwagting. En hierdie reikhalsende, hierdie sterk, vurige verwagting is ook nie iets wat Paulus sit en wonder, gaan ek dit kry, gaan ek dit nie kry nie. Nee, in hierdie konteks is dit iets wat hy oor seker is. Hy is seker oor dit. Hy het sy hoop hierop. En as hy hierdie woorde gebruik, my reikhalsende verwagting en hoop, sê Paulus basies, hierdie is sy passie. Hierdie is my doel. Hierdie is wat ek wens met my lewe gaan gebeur. Soos hy sê. En dan gee hy dit vir ons. So waarop hoop Paulus? Waaroor het hy 'n sekere sterk afwagting? Wat wens hy gebeur? Twee goeters. Eerstens, negatief. Dat ek in niks beskaam sal word nie. Dan in die middel van vers 20. Dat ek in niks beskaam sal word nie. Tweedens, positief, maar dat Christus met alle vrymoedigheid groot gemaak sal word. So dit is sy hoop, dit is sy droom. Nou as Paulus skryf dat ek in niks beskaam sal word nie, dan mag hy dalk bedoel dat hy hom nie sal skaam vir die evangelie en vir Jesus nie. Dis moontlik wat hy bedoel. In Romeine 1 skryf hy aan die Romeine. Onthou hy sit nou in Rome. Dis 'n koneksie. Hy skryf aan die Romeine. Hy sê vir hulle, ek wil graag na julle toe gaan want ek wil die evangelie daar by julle gaan verkondig. Hoekom? In vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. So Paulus het vir hulle gesê, hy het hierdie stelling gemaak, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Nou sit hy in Rome, nou het hy die geleentheid, hy moet die evangelie gaan verdedig voor 'n hof, en nou moet hy sy woorde gaan waarbewys. Gaan hy homself skaam vir die evangelie, of nie? So Paulus sê dus, ek is seker, hierdie is sy vaste oortuiging, dis sy hoop, ek is seker, ek sal my nie skaam nie. Hoekom? As gevolg van julle gebed, as gevolg van die Gees se werk in my, sal ek my nie skaam nie. En dus sal ek Jesus verheerlik, en dus sal ek gered word in die toekoms. Maar ek dink hierdie woorde, dat ek in niks beskaam sal word nie, dink ek gaan dalk nog so 'n bietjie verder as net nie nou beskaam sal word nie. Heel moontlik is dit so 'n bietjie meer as dit selfs. Romeine 10 vers 10 en 11 en 'n hele klompie ander tekste ook sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, en dan haal hy Jeremia aan 28, die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie. Elkeen wat in Jesus werklik geglo het, sal eendag wanneer hy voor God staan nie beskaam nie. Die hoop sal nie beskaam nie. Paulus weet dat hy eendag vir God nie sal beskaam wees nie. Hoe weet hy dit? Want hy is oortuig, hy sal nie nou homself skaam vir Christus nie. Hy gaan nou bly volhard. Hy gaan nou die evangelie verkondig en daarom sal hy voor Christus, voor God eendag nie hoef beskaam te staan nie. So dit was die eerste gedeelte van Paulus se vaste hoop, dit wat hy verhoop, dat hy nie sal beskaam word nie. Tweede ene, meer positief gestel. Hoop Paulus ook dat hy met alle vrymoedigheid Christus sal groot maak. Dis 'n woord wat hy gebruik, om Christus groot te maak. Om Jesus te verhoog en Jesus te verheerlik. Dit is Paulus se passie. Dit is sy doel. Dit is waarvoor hy lewe. En hy weet dit sal gebeur. Hy weet hy sal suksesvol wees. Hy het 'n oorvaste oortuiging dat dit sal gebeur. Hy het 'n hoop wat nie sal beskaam nie. En in die Grieks is dit is so mooi gestel. En as jy geslaap het en jy was nie by nie en jy het nie gevolg nie, word nou wakker. Hierdie stuk moet jy nou na luister. Hierdie is die hart van hierdie teks.
In die Grieks is hierdie so mooi, so akkuraat gestel. Luister mooi. Paulus sê nie, ek weet, ek sal Jesus verheerlik. Asof dit alles van Paulus afhang nie. Asof Paulus hierdie vermoë in homself het nie. Dis nie wat hy sê nie. Die werkwoord grootmaak is nie eerste persoon nie. Dit kom uit in ons vertaling ook. Dit is nie eerste persoon nie. So dit sê nie dat ek, eerste persoon, Jesus sal grootmaak nie. Die werkwoord is in die derde persoon. Dit sê dus dat hy, derde persoon, God die Vader, Jesus sal grootmaak. God sal Jesus verheerlik. Hy het nog altyd vir Jesus verheerlik. Hy het beplan dat hy vir Jesus sal verheerlik van voor die grondlegging van die wêreld. Hy sal dit doen. Paulus sien dus homself, sy liggaam, dis die woord wat hy gebruik, sy liggaam net as 'n instrument waardeur God die Vader Jesus sal verheerlik. Dit is ongelooflik. Paulus se passie, Paulus se doel is, God, ek weet U sal Jesus verheerlik, mag U my gebruik om Jesus te verheerlik. Dis wat hy sê. Ek weet U gaan verheerlik word, mag my liggaam daarvoor gebruik word, my lewe. Dit is sy passie. Dit is sy droom. Is dit jou passie? Is dit jou doel vir jou lewe? Is dit waarvoor jy lewe? Is dit selfs waarvoor jy bereid sal wees om te sterwe? Paulus eindig vers 20. Of dit Jesus se verheerliking deur die lewe of deur die dood is. Paulus sê basies, Vader, ek weet U sal U seun verheerlik. Gebruik my om dit te doen. Sal U asseblief nie Jesus deur my verheerlik nie. En Vader, as U bepaal dat my lewe, nie my lewe nie, maar my dood, kos my lewe, dit beter gaan doen om Jesus te verheerlik, laat dit dan so wees. Gebruik dan my dood. Wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie wat ons het nie. Dat God ons kan gebruik om homself te verheerlik, om Jesus te verheerlik nie. Dink net aan die skepper van die heelal. Hy het alles gemaak deur 'n woord. Kan ons gebruik om homself te verheerlik. It's amazing. Dit is waarvoor ons moet lewe. Paulus se passie vir lewe en dood is Jesus. Jesus wat groot gemaak word. En hierdie is nie leefwoorde van Paulus nie. Dis nie net dat hy dit bid en dis nie regtig waarvoor hy lewe nie. Hierdie is waarvoor hy lewe, want hy skryf, soos altyd, so ook nou. God, U het my in die verlede gebruik om U seun te verheerlik, mag U dit weer doen. Sy hele lewe is 'n verheerliking van Christus. En Paulus weet, hy weet God sal dit doen, want God sal sy seun verheerlik en God sal alle dinge ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En vers 29 van Romeine 8 sê, dit beteken ons gaan meer soos Jesus word, sodat ons hom kan verheerlik. Mag hierdie ons doel wees, mag hierdie ons passie wees. Ons, as Midrand Christen gemeente, dat God ons kerk sal gebruik, ons gemeente sal gebruik, om homself te verheerlik. Dat hy ons huwelike sal gebruik, dat hy ons kinderopvoeding sal gebruik, dat hy ons werk sal gebruik, en as hy so kies, dat hy ons dood sal gebruik, om homself te verheerlik. En dan gee Paulus vir ons die rede, hoekom hierdie sy hoop is, hoekom hierdie sy verlange is vir die toekoms, hoekom dit is wat hy wens. Vers 21, en hierdie is een van die bekendste stukke in Paulus. Vers 21, en vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Paulus se hoop en verlange is om Jesus te verheerlik, want hy lewe vir Jesus. Vir my is die lewe Jesus, is Christus. Sy hele lewe is vir Christus. En as sy dood vir Jesus sal verheerlik, dan is die dood
Wins. Want waarvoor lewe hy? Vir die verheerliking van Christus. Die dood is wins, want die lewe was vir Jesus. Dis hoekom die dood wins is. Ons moenie hierdie verkeerd verstaan nie. Dis nie dat die dood nie vir Jesus is nie. My lewe is Jesus, my dood is nog meer Jesus. Dis hoekom dit wins is. My lewe gaan oor ek wil vir Jesus verheerlik. My lewe gaan oor ek wil verhouding met Jesus hê. Ek wil by hom wees. Ek wil daai interaksie met hom hê. My dood gaan dit net nog beter maak. Daarom is dood wins. Hy gaan Jesus beter ervaar. Hy gaan beter interaksie mee met Jesus. Hy gaan Jesus beter kan loof en prys. Daarom is dood wins. Maar as jy lewe vir jouself, as jy lewe vir geld, as jy lewe vir jou werk, as jy lewe vir jou kar, as jy lewe vir jou huis, as jy lewe selfs vir jou vrou of jou kinders, dan is die dood nie wins nie, dan is die dood verlies. Dan vat dit jou drome weg. Wat is jou passie? Wat is jou drome? Is jy seker jy sal suksesvol wees? Of gaan jy dit verloor? Die Engelse het die gesegde, nothing is certain but death and taxes. Niks is seker nie behalwe die dood. Dis my fokus in belasting. Daar's baie mense wat nie belasting betaal nie, so die dood is baie meer seker as belasting. En dit is waar. Daar is baie min dinge in hierdie lewe wat seker is. En as jy besig is om te mik met jou lewe vir iets wat onseker is, en jy weet, die een sekere ding is, daar's dood, gaan jy hierdie goeders wat jy voor mik wat onseker is, behaal of nie? As die dood nie wins is nie, gaan jy dit nie behaal nie. Is jy seker, jou dood gaan wins wees, nie verlies nie? Jy moet seker maak, want die dood is seker. Dood gaan kom. As jy seker jou lewe gaan suksesvol wees. Maar as jy lewe vir die bevordering, nou is ons terug by ons uitleg. As jy lewe vir die bevordering van die evangelie, jy lewe vir die verheerliking van Christus, kan jy weet jou lewe sal suksesvol wees. Dat dood nie die einde van jou blydskap is nie, maar dat dood nie die begin is van volkome blydskap. En dit bring ons by ons derde antwoord op hierdie vraag, hoe om as 'n Christen suksesvol te wees, sodat ons werklike vreugde, blydskap kan ervaar. En die derde antwoord is, lewe vir die bevordering van ander gelowiges. En ons sien dit in vers 22 tot 26. En hierdie stuk gaan ons vinniger hanteer. Ek wou vers 19 en 20, 21, wou ek meer tyd spandeer. Ek gaan hierdie res gaan ek hardloop. Vers 22 en 23, lees saam met my. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Hoekom? Want ek word van weerskante gedring. Paulus het twee opsies. Albei van hulle lyk so goed, hy weet nie wat sien om te kies nie. Hulle is albei goed. Moenie dink een van hierdie is sleg nie, is albei goed. Opsie 1 is lewe, opsie 2 is dood. Dood is wins, is goed. Opsie 1 is om saam met hulle te wees, opsie 2 is om saam met Jesus te wees. Jy weet wat sien sou jy kies? Opsie 1 beteken dat daar werk sal wees wat gedoen moet word, maar daai werk sal vrug dra vir hulle. Opsie 2 is verreweg die lekkerste, die beste. Opsie 1 fokus op ander se behoeftes. Opsie 1 is Paulus se eie begeertes. Hy skryf daar in vers 23: Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Dis sy begeertes, sy behoeftes. Maar nou het ons eers vra, hoekom dink Paulus hy kan kies? Het jy ooit hierna gekyk en dit gevra? Hoekom dink hy kan dit kies? Hoekom dink hy, hey, ek het 'n opsie hierso, ek het 'n keuse hierso. Lê die besluit van Paulus se lewe of dood nie in die keiser se hande nie? Is dit nie die keiser wat gaan sê, jy kan vrygaan, of nee, ons gaan jou doodmaak nie? Ja, dit lê in die keiser se hande, dit is die keiser se besluit hierso. So hoekom dink Paulus is sy besluit? Maar
Is God nie die God van lewe en dood nie? Is hy nie die een wat besluit wanneer ons doodgaan, wanneer ons nog lewe nie? Is God nie in beheer van alles nie? Ja, hy is. Dus is dit God se besluit hierdie. Dis God se besluit en is die keiser se besluit. God se besluit sal plaasvind deur die keiser se besluit. Dis soewereiniteit. Paulus weet, God is 'n God van lewe en dood. Hy bepaal wanneer ons lewe, wanneer ons doodgaan. Hy weet, hierdie is God se besluit. En Paulus weet, hy het toegang na God toe deur gebed. Waarvoor gaan hy bid? Dis die punt. Dis wat hy besig om te besluit. Waarvoor sal ek bid? Wat moet my hart wees? Wat moet hier binne my aangaan? Waartoe moet ek mik? Paulus het toegang na God deur gebed en wat sal hy besluit? Waarvoor gaan hy bid? Net gou klein kantopmerkingkie. Side issue. Ek weet nie of kantopmerking Afrikaans is daarvoor nie, maar dalk is dit. Paulus het een of ander openbaring. Nee, Paulus het nie een of ander openbaring of visioen of iets van God af ontvang wat vir hom duidelik gemaak het, hierdie is God se plan vir sy lewe, volgende nie. Anders sou hy nie gesukkel het met hierdie besluit nie. So, as 'n apostel oor sy eie dood nie eers openbaring ontvang nie, hoe kan jy verwag jy gaan oor jou besluite, jou kleiner besluite, openbaring gaan ontvang? So Paulus moet besluit, wat sal hy kies? Waarvoor sal hy bid? En albei opsies lyk so goed. In elke opsie is daar net voordele. Daar's geen nadele nie. Die enigste nadeel in elke opsie is dat jy nie die ander opsie kan kies nie. Hy's besig om sy in die Grieks lyk so. Hierdie stuk voor hierdie is die Grieks mooi en hierdie stuk is die Grieks lyk soos 'n gemors. Want dit is sy gedagtes wat uitkom. Hy's besig om te sê, ek soek hierdie ding. Nee, maar wag 'n bietjie, dit beteken ek kan nie daai doen nie. So ek wil dit, nee, maar wag 'n bietjie, dit beteken ek kan nie daai doen nie. Dis hoe hy's besig om te dink deur Bybelse beginsels toe te pas om 'n besluit te neem. En dis hoe dit gaan net in die teks. Vers 21a, lewe. 21b, dood. 22, lewe. Dood. Lewe. So hy gaan ek lewe kies, gaan ek dood kies. Gaan ek lewe kies, gaan ek dood kies. Ek gaan lewe kies op die einde. Dis amper inie mini mini mou, maar dit is nie, want hy's besig om te dink oor wat is Bybelse beginsels van wat is die beste besluit in sy omstandighede, want hy het geen ander openbaring van God af nie. En wat hy doen is, hy gee vir ons 'n bietjie insig, hy laat ons sy gedagtes sien, sodat ons uit kan leer. So hoe maak hy die besluit? Kom ons kyk hoe het Paulus gedink om sy besluite te neem. Opsie 1 is lewe. En hierdie opsie beteken, Paulus sal weer by hulle wees. Paulus sal werk hê om onder hulle te doen wat vrug sal dra. Want hy sê, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En die idee van daai vrug is dat hulle sal groei. En hierdie opsie is, sê hy, aan die einde van vers 24, nodiger om julle ontwil. Dis nodiger vir julle. Hierdie opsie het meer waarde vir hulle, vir ander. Ander sal meer baat vind by opsie 1, lewe. Opsie 2 is wins, eerstens. Dis Paulus se verlange, vers 23. Dis wat hy wil hê. En dit is verreweg die beste vir Paulus. En die Grieks is sterk daar, so dit is soos 'n absoluut die beste moontlikheid. Beste opsie. So wat se een gaan hy kies? Hier is Paulus se konklusie. Watter opsie is vir my die beste? Opsie 2. As dit oor my gegaan het, selfsugtige opsie, selfsugtige keuse, het ek dood gekies, dan sal ek by Jesus, dan sal ek verheerlik, dan sal ek in die hemel, dan sal ek dit gekies het. Maar, watter opsie is vir ander die beste? Opsie 1. Lewe. Gaan werk onder julle, daar sal vrug wees vir julle. Daar sal geestelike groei wees vir julle. So wat kies Paulus? Kyk na vers 25. En dit vertrou en weet ek. En hy vertrou kyk terug. Hy is besig om te sê, ek vertrou dit, as ek by julle is, sal daar vrug wees. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly,
Hoekom? Tot julle bevordering en blydskap in die geloof. Nie my blydskap nie, julle blydskap. Paulus kies hulle bevordering, hulle blydskap, bo sy eie blydskap. Paulus lewe vir ander gelowiges se geestelike groei. Dis die beginsel wat ons hier leer. Vers 26, sodat, hier is ons die doel hoekom Paulus wil bly, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Luister mooi, Paulus sê nie hier, hulle sal in hom roem nie, hy sê hulle sal in Jesus roem. Weereens is Paulus bloot 'n instrument wat God gaan gebruik om hulle roem in Christus nog meer as genoeg te maak, oorvloedig te maak. Hy is nie die instrument wat God gebruik. Ek wil bly sodat God my sal kan gebruik om julle te help om meer in Jesus te roem. Dis sy begeerte. Weereens gaan die fokus na Christus toe. Is dit jou lewe? Lewe jy vir die voordeel van ander gelowiges? Lewe jy sodat ander gelowiges geestelik kan groei? Is dit jou gebed in die oggend? Here, die oggend as jy wakker word, jy bid. Here, gebruik my vandag dat 'n ander Christen kan groei. Is dit jou hart, jou begeerte, jou doel? Hoekom? Sodat Jesus sal verheerlik word. En wanneer jy besluite moet neem in jou lewe, waar tel hierdie goeders in terme van gewig? Hoeveel gewig gee jy vir die bevordering van die evangelie? Hoeveel gewig gee jy vir verheerliking van Christus? Hoeveel gewig gee jy vir die bevordering van ander gelowiges? Of is wat saak maak jou eie blydskap, jou eie posisie, dit wat jy wil hê? Ek wil 'n oproep maak op jou, om seker te maak dat jou plan vir jou lewe een sal wees wat suksesvol sal wees. Beslis suksesvol sal wees. En al hoe jy suksesvol sal wees is as jy lewe vir die evangelie, as jy lewe vir Christus en as jy lewe vir ander gelowiges, soos Paulus. En dit alles begin met die huis. En dan gaan dit verder, gemeente, werk, nog verder uit. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons dankie vir die werk wat U gedoen het in Paulus, Here. Dat Paulus sal nie wil hê dat ons hom moet ophef nie, maar dat ons U sal verheerlik deur dit wat U in hom bereik het en dit wat U in hom gedoen het, Here. Here, dankie vir hierdie gedeelte. Waar ons net dat Paulus se hart kan sien om U te verheerlik, Here. Waar hy voor 'n hof moet gaan staan, in gevangenis is en al wat hy wens is net dat Jesus sal verheerlik word, Here. Dat Jesus groot gemaak sal word, Here. Maak nie saak wat met hom gebeur nie. Here, ons is hier in ons eie is daar nie 'n manier wat ons so sal fokus nie. Dat dit ons plan en ons doel sal wees nie. Ons is selfsugtig. Ons is selfgesentreerd, ons lewe vir onsself, Here. Here, help ons deur die Gees in ons, help ons deur gebed vir mekaar, help ons deur die woord, help ons deur die gemeente, Here. Om ons fokus te maak om U te verheerlik, om Jesus te verheerlik, om die evangelie te gaan verkondig en om ander Christene te lewe vir hulle bevordering, vir hulle geestelike groei. Ons bid dit in die naam van ons Redder. Amen.